reaksie geoksideer of gereduseer word. Okay, dis wat ons gister na gekyk het. Nou vra ek daar, ekskuus of, ek het gister se les rekord, die wat nie was nie, sal dit oplaai nou. Definieer die term oksidasiegetal met verwysing na definieer die term oksidasie met verwysing na oksidasiegetalle. Okay? Wat het ons gesê gebeur in oksidasie? Sê in oksidasie gaan die oksidasiegetalle toeneem. Okay, ons het daar gesien, hy gaan van 0 na 2 plus. Hy het toegeneem. So wat jy daar gaan sê, is jy gaan sê, oksidasie is die, nou, ek het vir jou gesê AC, die agtervoegsel AC beteken die proses van. So jy moet sê oksidasie is die proses. Okay, so dis nie waar of dit of wat ek kan, dis die proses waar oksidasie getal van 'n stof toeneem. Okay, so ek soek vir die proses en waar die oksidasiegetal toeneem van die stof natuurlik. Okay, nou vra hulle bereken die oksidasiegetal van krom in die kromaat-ioon wat jy daar het. Okay, nou hulle sê bereken. Gewoonlik as hulle sê die woord bereken, dan gaan die ding meer as 1 punt tel. Ek sien hy tel hier nou net 1 punt, maar bereken beteken gewoonlik wys vir my wat het jy gedoen. Okay, as hulle net sê bepaal die oksidasiegetal, dan kan jy net die antwoord neerskryf. Okay, maar soos gaan net vir volledigheidsonthaalwe, en ek sê 2 maal met x, want hulle wil nou weet wat is kroomsinne, plus 7 maal met minus 2, want elke suurstof is minus 2, is gelyk aan minus 2. Okay, hoekom is dit gelyk aan minus 2? Want die hele ioon se valensie is minus 2. Okay, so jy hoef nie al die hele wiskunde stap vir stap uit te werk nie, maar kom ons doen maar dit vir die mense wat heeltemal lost is. So 2x gee vir jou 12, so x gee vir jou positief 6. Okay, dan vra hulle vir jou, bereken die oksidasiegetal van suurstof in, nou wil ek graag weet, Rikus, wat is daai ding se naam? My neus. Ek gebruik hom nie meer nie, want ek het nou donker hare. Ek weet wat dit is, ek kan net nie. Ja, vergeet dit. Begin met 'n P. Peroxide. Hydrogen peroxide, maar alledaags is peroxide. Okay. Waarvoor gebruik hulle nog peroxide? Hulle om wonde skoon te maak. Peroxide is op 'n skoonmaakmiddel. Ja, dit is waar ek en hy nou gepraat het. So ek gebruik dit nie meer nie. Ek is nou 'n brunet. Okay. Goed, nou wil ons kyk vir suurstof en peroxide. So as hulle vir jou dit vra, dan kan jy nie aanneem, okay, suurstof is minus 2, soos wat ons hom altyd sê of gebruik nie. Hulle sê vir jou hier is hy anders. Okay. Goed, so ons het, hier is nou hierdie ene, ons het 2 maal 1, want elke waterstof is 1, plus 2 maal met x, geef jou 0, hoekom 0, want die hele ding se valensie is 0, en dan kry jy x om te wees minus 1. As jy vinnige wiskunde doen. Pieter, ek weet nie of ek ooit weer na jou dieselfde kan kyk nie, hoor. Ek het in my broek gepiepie van die lag. Anyway, nie omdat jy joke is nie, ek het dit net nie sien kom nie. Soos in glad nie. Okay. Goed. Volgende. Beskou die ongebalanseerde vergelyking hieronder. Okay, so hulle sê weer is ongebalanseerd en jy kan dit sien want jy sien daar's 2 klore, daar's net 1 kloor en. Okay, jy sien is yster 2 plus en yster 3 plus en dis die kloor gas na die kloor ioon toe. So hier is natuurlik 'n toeskouer ioon wat hulle nie ingesit het nie, want ons wil net kyk wat is oksidasie, wat is reduksie. Nou vra hulle definieer die term reduseermiddel met verwysing na elektronoordrag.
Reduseermiddel met verwysing na elektronoordrag. Okay, so 'n middel is 'n stof. So jy gaan begin met dit is 'n stof en dan gaan jy iets sê van wat elektrone afgee, wat elektrone neem, wat ook al. Nou wil ek eers vra, Frederik, by watter reaksie, oksidasie of reduksie, kry ons die reduseermiddel? By oksidasie, nou die reduseermiddel is by oksidasie, die oksideermiddel is by reduksie. So kom ons kyk gou. Nee, want ek dink party van julle gaan nie hierdie definisie so uit jou duim kan suig nie. Okay, so 'n definisie is iets wat jy doen wat in woorde gevat is. So jy moet eintlik die definisie kan uitfigure on your own. So dis wat ons nou gaan doen. Okay? Ons het gesê jy kry die reduseermiddel by die oksidasie halfreaksie. Amorey, is jy wakker? Okay. Watter halfreaksie, yster na yster of chloor na chloor, is die oksidasie halfreaksie? En hoekom? Wat is oksidasie nou weer? Wat is al afkorting wat ons gebruik het gister? Jy was nie gister hier nie. Amorey? Okay, dan moet julle naweek daai video's gaan kyk wat ek oplaai asseblief. Sê weer? Sê weer? Vir die oksidasie halfreaksie. So wat sê jy, Ardu? Amorey? Oil. Die afkorting, so hoor my gedagteproses, die reduseermiddel kry ons by die oksidasie halfreaksie, né? Oil, oxidation is loss. Loss, oxidation is loss. Oil, oxidation is loss. Loss of what? Loss of electrons. So jy wil kyk watter een het elektrone verloor. So kom ons kyk. Yster het yster 3+ geword. Het hy elektrone verloor? Ja! Om van 2+ na 3+ te gaan, het hy meer positief geword. So hy moes 'n elektron verloor het. So daai is die oksidasie halfreaksie, wat beteken hierdie yster is die reduseermiddel. Die halfreaksie, die oksidasie halfreaksie is waar jy die reduseermiddel gaan kry, en is altyd die ding waarmee jy begin. Okay, so wat vra hulle vir jou? Definieer die term reduseermiddel, sharp, met verwysing na elektronoordrag. So wat het gebeur hierso? Die reduseermiddel, yster, het 'n elektron weggegee, afgegee. Okay, so in jou definisie gaan jy sê dis 'n stof wat elektrone afgee of weggee of verloor of wat ook al. Okay, so reduseermiddel, hierdie ding, is 'n stof wat gedoen het, elektrone afgegee het. Tel met my. Die van julle wat nie gister was nie, dit gaan vir jou 'n bietjie confusing wees. Want ons het gister klomp nuwe goed gedoen. Okay. Uit die vergelyking hierbo, skryf neer die formule van die reduseermiddel. Dis wat ons hier gekry het, ons gesien die reduseermiddel is die yster 2+. So jy moet die 2+ daai hê. En hulle vra vir jou die formule. So jy kan nie die naam skryf nie. Dan vra hulle vir hierso, gee die formule van die oksideermiddel. So die oksideermiddel gaan jy by die reduksie halfreaksie kry. En reduction, rig, so jy het 'n oil rig. Reduction is gain, gain of what? Gain of electrons. So as jy hierso sien, chloor was 0. En toe word hy -1. Hoe het hy -1 geword? Hy het elektrone bygekry. So daai is die reduksie halfreaksie. So die ding waarmee jy begin daar is dan die oksideermiddel. Okay, so formule van die oksideermiddel is chloor. Goed, nou vra hulle vir jou, skryf die reduksie halfreaksie neer. Okay,
Nou, dit is waar ons eintlik tabel 4b gaan gebruik. Hier het ek vir julle 'n klomp afgerol. Maar vandag gaan ek vir julle wys dat jy eintlik in graad 11 nog nie tabel 4b nodig gaan hê nie. En jy is slim genoeg, jy kan dit op jou eie doen, en die werk is nog nie so moeilik nie. Okay, as jy kyk hierso, reduksie, halfreaksie het ons nou gesê, is hierdie ene, want hy kry elektrone by. So jy sê vir jouself, kloor gaan na kloor-ioon toe. Okay, maar en of ook onthou, die halfreaksies moet jy wys wat het met die elektrone gebeur. Okay, nou, hy het ons gesê het 'n elektron bygekry. Is julle met my? Okay, maar en ook die elektron bygekry voordat jy neerskryf. Hier is hier is 2 klore, hier is 1 kloor. Dit kan nie so bly nie. So ons ons sê wat ek al dit beteken, daai 2 klore gaan 2 kloor-ione afgee. So die kloor gaan opsplit in 2 kloor-ione. En as hy 2 kloor-ione vorm, beteken dit hy moes 2 elektrone bygekry het. Okay. Nou jy het 'n tabel 4b reeds. Ek wil nou nog hierdie uitdeel nie, want dan maandag, dinsdag, wie het nou gekry, wie het nog nie gekry nie, wat gaan aan. Maar as jy hier loer, dan sal jy sien daar is daai kloorreaksie, skus myne blur nou baie. Kloor nodig 2 elektrone om 2 kloor-ione te vorm. So die halfreaksies is op tabel 4b. Okay. Dan die oksidasie halfreaksie het ons daai ene. So ons het yster 2+ gaan na yster 3+ toe. Hoe die ding is het dit gebeur? Hy moes 'n elektron afgegee het, né? So beteken daar is 'n elektron as 'n produk wat afgegee is. Okay, nou weer eens vir jou wat hier sit, net 'n sneak peek tot Dinsdag se les dan nou. Waar het ek nou daar ding gesit wees dan? Hier is 3 ysters eintlik. Daar's 'n yster halfreaksie, daar's 'n yster halfreaksie en ek dink daarbo is nog een. Ja. 1 2 3 ysters halfreaksies. Jy moet mooi kyk wat jy moet gebruik. Ons sou hierdie ene gebruik het, want daar is die 3+ en daar is die 2+. Ek weet dit is nou baie geblur. Maar ons het gaan van 2 na 3. So in hierdie geval moes ons hierdie reaksie gelees het van regs na links in daai geval. Okay, maar ek sal Dinsdag daaroor nog praat. Goed. So daar het ons 2 halfreaksies neergeskryf en jy kry vir elkeen van hierdie reaksies 2 punte. 2 of niks punte. So jy wil seker maak jy skryf hulle reg neer. Op tabel 4b is die pyltjies albei kante toe, maar jy gaan nie albei kante toe neerskryf aan in ons reaksie. In ons reaksie gaan dit van hierdie ene na hierdie ene. So in ons reaksie is dit van 2+ na 3+ nie, dit kan enige kant om gaan nie. Okay, en dan vra hulle vir jou vir 'n gebalanseerde netto-redukse reaksie. Redox staan mos vir reduksie, oksidasie. Okay, reduksie, oksidasie. So wanneer jy die 2 bymekaar plus. Okay, so ons gaan nou hulle bymekaar plus. Die ene plus 2 elektrone gee vir jou 2 kloor-ione. Yster 2+, oepsie, gee vir jou yster 3+ plus elektron. So ek skryf net my pyle onder mekaar en ek gaan hulle nou by mekaar gaan plus vir my netto reaksie. Okay. Nou het ek gister iets gesê oor hierdie netto reaksie en elektrone. Kan iemand onthou wat ek gesê het? Sê? Wat moet ek kanselleer? Elektrone. So in hierdie geval het ons hier 2 elektrone en nie 1 elektron. En hulle gaan nie uitkanselleer nie. Want ons netto reaksie het nie elektrone in hom nie. So ons wil nou eers seker maak die elektrone kanselleer uit. Soos ek gesê 2 en 1. So ons gaan eers hierdie reaksie regdeur gaan maal met 2. 2 hier, 2 daar, 2 daar.
Nou kan hierdie elektrone uitkanselleer. En nou kan ek my netto reaksie gaan neerskryf, wat gaan wees 2 yster 2 plus chloor, gee vir my 2 chloorione plus 2 yster 3 plus. Iemand 'n vraag daar? Ja. Kan jy op so 'n manier dan 'n gebalanseerde vergelyking opbou? Jy kan, ja. Vir redox reaksies. Okay, so daar gaan jy nou vir my die tweede vraag 9 doen. Hy's baie dieselfde vraag. Dis nou natuurlik net 'n ander vergelyking.